Goeiemôre, good morning. Ja, ons is op en wakker en gereed om julle vir die dag voor te berei. Ag man, en ons het 'n wonderlike program wat voorlê. Ons kyk na 'n adventkalender wat deur Stellenbosch se belangrikste bakens geïnspireer is. Ons kuier op die rooi tapuit by die nasionale film- en televisie-toekennings. Gesels met twee roeiers oor die wêreld se moeilikste surfski uitdaging wat in Desember plaasvind. En Pieter Preuss, wie natuurlik hier op Goeiemôre Good Morning ontdek is. Ja, Hy kom deel sy heel eerste musiekvideo met ons. Kan jy nou meer? ek het altyd natuurlik 'n feit van die dag, maar Ja. ons het 'n baie spesiale feit van die dag vandag. Elsa vier vandag 13 jaar in die mediabedryf as professionele uitsaaier. En ons wil net vir jou sê baie geluk. Ons het nou nie 'n koek gekry nie, maar ons is baie bly dat ons met jou kan werk en jy voeg regtig baie bly by tot Goeiemôre Good Morning. So baie dankie. Baie dankie vir julle en dit is wat ek wou sê. Ek wil nie 'n koek hê nie. Die feit dat ek hierdie dag saam met julle twee kan begin, dit is vir my meer as net die moeite werd. High five, jy het 'n baie groot veer daar in die hoed en nou sien ons saam met jou uit na die volgende 13 jaar. Nee, dis nou tyd om uit te tree. Nee. Nou begin jy eers. Beslis nie. Nou ja, soos altyd is dit eers tyd vir ons oggendpraatjies, maar wag, nee, want ek is seker ons het 'n paar stappe gemis. So, Ras, het jy weer vir ons 'n interessante feit behalwe nou daai een wat jy reeds gedeel het? Natuurlijk. I did have an interesting fact about today. On this day in 1922, the English archaeologist Howard Carter opened the almost completely untouched tomb of Tutankhamun, the young Egyptian pharaoh. Unlike most tombs in the Valley of the Kings, this one hadn't been robbed, so it was filled with the most incredible treasures that taught historians so much about ancient Egypt. After the discovery, people became fascinated by the idea of a pharaoh's curse, especially because a few members of Carter's team did die under strange and mysterious circumstances. The discovery also started a global craze for everything related to ancient Egypt, including art, fashion, and popular culture throughout the 1900s. Kyk, Fascinerend. as ek weer 30 seconds speel, dan gaan Ras en my span wees, Pita. Ja nee, Klaar verseker. besluit. Ons kan 3 in 'n span wees. Yes. Ons sal een oggend bietjie 30 seconds. Ons maak dit 'n bietjie ons maak dit net so 'n bietjie anders as die normale gang Ja. van sake. Daar het jy dit. Tata wie? Tutankhamun. Tutankhamun. Ek sukkel nog altyd al die jare en as ek die flieks kyk Tutankhamun, ek sien nie Tutan. Nou ja, sou julle sê dat 'n dresscode nodig is in die werksomgewing? I think so, to a certain extent, especially with kind of those traditional professions. You would expect people to dress a certain way. Maar dan is die ander kant van die muntstuk seker dan, well, if I'm doing my job, what does it matter what I look like, you know? Dan moet 'n ou seker ook dink aan 'n gedragskode as hy nou na die dresscode gedink het, maar wat ek het 'n baie interessante storie. 'n Tutankhamun. Tata. Prentjie. Regter generaal Matthew Thornhill van Missouri is vir 6 maande lank geskort en sal na 18 maande bedank nadat die kommissie vir aftrede, verwydering en dissipline bevind het dat sy gedrag die reëls van orde, dekorum en vertroue in die regsbank oortree het. Thornhill het die straf ontvang nadat hy herhaaldelik, luister mooi, 'n Elvis Presley pruik in die hof gedra het en Elvis musiek vanaf sy foon gespeel het wanneer hy die hof binne gekom het of soms selfs wanneer mense besig was om te getuig. Hy het ook soms Elvis se lirieke in sy stellings gebruik, selfs al het dit niks met die saak ter hande te doen gehad nie. Thornhill het geskryf dat sy bedoeling was om ligtheid te skep en om die partye in die hof te laat ontspan, maar het erken dat sy optrede die integriteit en plegtigheid van die hof kon benadeel. Het hy 'n paar blue suede shoes ook gedra? Kan sy Ja, also wonder maar dit net. 10 teen 1 het hy, ek weet nie, maar duidelik is hy 'n Elvis fan of ek weet nie of hy dit nou regtig gedoen het om dit lig te maak. Daar is mos ander maniere om dit aan te doen as 'n regter. Ja, en ook sê nou jy is besig om in daai hof te sit. How are you supposed to take this guy seriously? Ja, Like, how are you supposed to go, okay, cool, you know, like the Elvis impersonator is with us, Elvis is in the building, Elvis is in the but building. he shouldn't be because it's a court of law. Please raise Elvis is in the building. As hy die hamer slaan en sê hy sê, thank you. Pita. Ek kan nie. O nee, dit was 'n John Travolta, nee, was dit nie?
Right, please move on, please. What are some of your favorite grocery stores? So where do you enjoy shopping? Mag ons dit maar noem? Yes, because it's related to the story. Ag, weet jy, ek maak maar gewoonlik staat op Checkers met die 60-60 Ja. toepassing, ja. Interessant dat jy dit ook noem, ja. Ek weet Spar het nogal 'n paar van hulle winkels baie mooi oorgedoen. Ja. Dit is nogal lekker om een of twee van hulle in te draf. En Woolies Food vir vrugte en groente. Ja, ek is ook 'n Woolies persoon want dit link lekker in met mense medies en jou vitality en al daai goedjies so. Dis maar lekker en dan kry jy 'n bietjie geld terug as jy gesonde goedjies koop. Well, you might have heard, we now have a new contender in the ring in terms of grocery stores. Walmart officially opened its first store in South Africa at Clearwater Mall this Saturday, marking the retail giant's debut on the African continent. The store in Roodepoort, just west of Johannesburg, opened its doors on Saturday, the 22nd of November, and immediately attracted hundreds of shoppers. Many queued for hours, eager to take advantage of Walmart's signature everyday low prices and to access international products that are not commonly available locally. Now, among the items drawing attention were Drew Barrymore designer air fryers, Labubu dolls, and Dr. Pepper sodas. Walmart's entry into South Africa also brings a fast online shopping option offering a 60-minute delivery service. And this puts the American retailer in direct competition with Checkers 6060, which is South Africa's leading on-demand grocery delivery service. Walmart's move into South Africa is seen as a significant step in the company's global expansion, and the Roodepoort store is expected to be just the first of several as the retailer seeks to establish a foothold in a highly competitive market. So, is jy opgewonde dat Walmart nou hier is? Ja. Ek weet nie wat om vir jou te sê nie. Kyk, ek is mos nou nie die shopping ou wat regtig die shopping en so doen nie, maar ek weet my vroutjie was daar gewees en Sy het geduld. Wow. ja, maar sy het seker haar tydsberekening so gehad dat sy nie in daai lang ry hoef te gestaan het nie. Ja. Maar jy weet ons was mos nou in Amerika en ons ken vir Walmart. Jy ken van En daar is seker maar hier en daar 'n verskil, maar kom ons gee hulle dan 'n maar 'n kans met die eerste winkel om net hulle voetjies te vind en dan hopelik gaan die dinge beter raak. Kan jy daar- Dat dit meer Amerikaans sal Ja. wees. Ag, weet jy, in hierdie stadium, ek gaan maar sê, gegeewe die plek waar ek woon, is dit 'n bietjie ver van my af. Maar as ek nader gewoon het, ja, dan sou ek gegaan het. Jy gaan loer. Jy, Ras? Jy bly bietjie dit is nader. naby aan my en die kinders nag nou so 'n bietjie om te gaan en sodra die hype bietjie gaan lê, sal ek dalk want ek hou nie van in 'n ry staan nie. Queuing is not for me. Nee, glad. So, So, ja. Ag, en mense drentel maar net daar rond te goed. Ek wonder, baie mense het nou mos nie regtig gegaan om te gaan shop of iets. Ja, Dis net maar om te te gaan gaan sien kyk, wat daar nuuskierigheid. Ja. Ja. Wel, ons kyk hoe gaan dit met Walmart hier in Good luck. Suid-Afrika. Good luck Walmart. Ons is baie bly julle is hier, maar vir nou gaan ons eers sê see you later alligator. Bly net waar julle is. Ons gesels net hierna verder. Te heerlik hier by Goeiemôre, good morning en ons het baie oggendpraatjies. Jy het nogal in 13 jaar seker baie dingetjies wat jy kan deel. So dalk moet ons môre daaroor gesels. Dis nou Elsa, maar dis môre se probleem.